ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke deel 337. Ek is professor Hans Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy dalk belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het. Ek dink spesifiek aan die 2 sleutels tot die boek van Openbaring, A4 boek, so amper 500 bladsye dik. 25 jaar se navorsing net in die boek van Openbaring in my lewe, behalwe die tyd wat ons gevat het om het te skryf. En dis 'n moed vir die tyd waarin ons lewe. Sou jy belangstel? Dan kan jy my kontak op my WhatsApp nommer 0722 367 124. Gaan na my webtuise nommer https://jafashua.co.za. Sou dit die eerste keer wees dat u na die reeks kyk of luister, u is verskriklik welkom. Ons gaan na deel 1 toe begin reg voor. U het reeds 'n magdom inligting gemis. Dit is noodsaaklik dat jy moet inteken op die YouTube kanaal, want sodat u die verskillende kennisgewings van al die studies waarmee ons besig is kan ontvang. Ook ons TikTok boodskappe. Stuur die kennisgewing vir u vriende en almal wat vir u saak maak, wat u lief is. Dit is lewensverandering, skryfblok, pen en 33 Bybel. Baie belangrik. Kom ons bid saam. Wonderbaar, raadsman, sterke Elohim, vredevors. Wat 'n voorreg vanmôre, Vader Jaffa, dat ons in die naam van Jafashua tot u troon kan kom, wetend dat hy ons sondes en ons ongeregtighede, ons krankheid en ons siektes op hom geneem het, en dat deur sy wonde daar genesing is. Dankie vanmôre, Jafashua, dat u sê voor die opvaar in die hemel, in die huis my Vader is daar baie wonings, en so was ek vir julle gesê, maar gaan dan vir julle plek voor te berei, as ek klaar is, kom ek julle haal, dat julle kan wees waar ek is. En hoe kyk ons nie uit vir daai dag nie? Hoe kyk ons nie na die tye en die tekens om ons, die profeseë en die dinge wat gebeur nie? In opgewondenheid roep al ons as Jafiste uit, en ons sê dankie, dankie, dankie Vader, deur die genadebloed van Jafashua, en die werking van die Ruach HaKodesh, dat ons nie vanmôre in blindheid sit nie, maar dat ons in die lig van die lewe wandel. Salf u woord vanmôre. Geef vir ons ontvanklike sielsdimensie en geestelike ore om te kan hoor wat u vir ons sê. Ons bid dit in die naam bo elke ander naam, die naam Jafashua, en die Jafiste sê halleluja, halleluja, halleluja. Vertrou dat die studie vanmôre vir u 'n groot seën gaan wees, en dat Jaffa soos gewoonlik weer met ons spreek. Die boek Spreuke, hoofstuk 19, vers 16. Vers 16. Wie die gebod hou, bewaar sy lewe. Wie die gebod hou. Daai gebod sal ek 'n hoofletter G maak. En ek sal hakies skryf 2 Nuwe Testamentiese, 2 koninklike wette. 2 Nuwe Testamentiese, 2 koninklike wette. Dis die gebod wat ons het. Ons gebod is om te hoor, Israel, Jaffa, ons Elohim is een. Jy moet hom lief hê met jou hele hart, jou siel, jou verstand en alles wat binne is. Die tweede een is, ek moet my broeder en my suster lief hê soos myself. Daar's die 2 gebooie. Die gebod, gebooie. Jy sien, toe ons jong was, toe ons in die kerke was, ons gedink wanneer ons die woord gebod sien of gebooie, dan dink ons aan die 10 gebooie. As ook die 10 gebooie nie, dit is 17. Lees die hele Exodus 20. Gaan kyk wat sê hy. Hy sê, wie die gebod hou, bewaar sy, ek wil sê haar lewe. Want die gebod vandag, in die tyd van koning Salomo, het dit gegaan oor die man. Die gebod het gegaan oor die man.
Daai tyd het hulle nie die bloed van Jafashua gehad nie. Hulle het Moses se gebooie gehad. Net vir die man. Maar nou kom die woord, hy sê ons word nie aan ons vlees besny nie, maar ons aan ons sielsdimensie. En dis hoekom die vrouens Galate 3:26-29 aan die gees besny word, sielsdimensie. En so ook word sy dan deel deur onderdompeling en bekering in die naam van Jafashua, dan deel van die bruid van Jafashua. Gelees Galate 3:26-29. En so word ons almal dan saam erfgename, deel aan die belofte van die erflatingskap waarvan Vader Abraham gepraat het. So ons hou nie vanmôre godsdienstige gebooie nie. Jy kan die 10 gebooie wat 17 gebooie opsê 10 keer 'n dag. Dit sal jou nie red nie. Jy het 'n persoonlike ontmoeting met Jafashua nodig om tot die oortuiging te kom dat jy 'n sondaar is. Wanneer ek tot die oortuiging kom van die sonde, daarna kom die bekering. En dit help nie jy gaan doop iemand sonder dat hy of sy bekeerd is nie. Want jy vat net 'n droë sondaar en maak hom of haar 'n nat sondaar. Die persoon moet bekeerd wees. Nou prof, hoe weet jy dat elke persoon wat jy gedoop het bekeerd is? Maar ek het 'n stukkie wat ek opsê. Broeder Jan Snyman, op jou eie geloof en belydenis, hoor wat ek sê, op jou eie geloof en belydenis, dat jy Jafashua as jou persoonlike verlosser en saligmaker aangeneem het, word jy saam met hom begrawe deur die doop in die dood. So sal jy 'n nuwe mens opstaan in die naam van Jafashua tot vergifnis van jou sonde. Op jou eie geloof en belydenis. Ek kan nie in ander mense se harte of se sielsdimensies inkyk nie. Dit gaan oor wat elke persoon bely. My geloof en belyde, my geloof in Jafashua en dit wat ek bely. Wie die gebod hou, bewaar sy lewe. So as jy lewe wil hê, lewe in die bonatuurlike woord. As jy wil groei in jou geestelike lewe, lewe in die bonatuurlike woord. Wie die gebod hou, bewaar sy lewe, hy en sy. Die woord bewaar my. Dis 'n preserveermiddel, die woord. Die Ruach HaKodesh, die woord moet deurdronge wees van die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees. Die woord is net 'n Bybel. Is net 'n boek. Maar wanneer daai boek deurdronge raak met die gesproke Rema woord, die bonatuurlike agape liefde, dan vind daar 'n chemikale reaksie plaas. Nie in die Bybel, in die boek nie. In my sielsdimensie. Daai woord wat net letters en papier was, 'n boek, word nou die bonatuurlike woord van Jahwe Almagtig. En dis wanneer hy dan die skille van ons oë afhaal, dat ons nie net die woord en letter lees nie, maar dat ons tussen die lyne kan lees wat daar staan. Ek is dit kort kom dit deur dat iemand sal skakel of ja, WhatsApp en dan praat of wat ook al en dan sê prof, jy gaan nie glo nie. Die oomblik toe die Ruach HaKodesh die skille van my oë afhaal, toe kon ek ook tussen die lyne lees. Ek kan verstaan wat die woord sê. Hoekom het dit ons hele lewe lank gevat om by dit uit te kom? Wel, weet jy wat? Ons lewe in die nou tydperk. Ons lewe nie in eskatologie die verlede nie. Daai tyd is verby. Onthou my nuwejaarsdag boodskap. Ons neig nie wat agter is nie, ons trek na wat voor is. Die water is onder die brug verby. Dit is soontoe. Ons kan dit nie meer inhaal nie. Ons lewe in die nou. Ek en u lewe vandag
in die nou, in hierdie dag. En dis hoekom die woord sê, moet jou nie bekommerd oor die dag van môre en oormôre nie. Lewe vir vandag. Die woord sê, aanskou die wonders wat ek vandag vir jou wil doen. Môre so goed kan ons niks aan doen nie. Dis, ja, ek verstaan in 'n besigheid is daar langtermynbeplanning en die goedes, verstaan. En selfs in die bediening so, maar ons lewe in die nou. Ons weet die wederkoms kan nie plaasvind eers na 1230 dae, nadat die laaste vredesverbond gesluit is, die finale vredesverbond. Wanneer gaan dit wees, prof? Nee, ek kan jou nie sê nie, maar dit het nog nie gebeur nie. Moenie die klomp snert op die internet glo wat jy wil vertel. Dit het klaar gebeur, dit is gesluit nie. Dit is nie so nie. Hulle praat van 3,5 jaar, so die verbond gebreek word. Daai verbond gaan binne die volgende jaar gebreek word. Kom ons kyk. Weet jy wat gebeur? Ons as bruid van Jafashua lewe in die nou. Dit wat ek nou met u kan deel, is vir my belangrik. Dit wat ek nou vir u kan doen, is vir my belangrik. Dit wat ek in Pastorika nou vir die koninkryk van Jaffa kan doen, is nou belangrik. Dit wat u nou vir die koninkryk kan doen, is vir Jaffa belangrik. U het net so verantwoordelikheid teenoor die koninkryk as wat ek het. Elkeen van ons. Hierdie is nie ons koninkryk nie. Die woord sê ons is in die liggaam van Jaffa Shua, en hy sê hy is die hoof van die liggaam. Maar ons lewe nie in môre nie. Wie die gebod hou, bewaar sy lewe. Vandag wil ons lewens bewaar. Hy of sy wat sy wee nie ag nie, sal sterwe. Hy of sy wie sy wee nie ag nie, hulle wie in sonde wil lewe, sal sterwe. So prof, is net die ongoddelike mense wat sterwe? Nee, almal sterwe. Maar hulle sterwe in hulle wee. Hulle sterwe in hulle sonde. Ek het net gepraat van die wederkoms, die verbond wat gesluit word, die wederkoms. Ons het 'n wederkomsverwagting, maar steeds lewe ons elke dag asof Vader Jaffa vandag vir ons kan kom, of Jafashua vandag kan kom. As ek nou sal sterf, hartaanval kry en voor hierdie kamera sterf, dan beteken dit dat Jafashua vir my gekom. Dis nie die wederkoms nie. Die paradysengel het my kom haal, gaan huis toe. En dis waarvoor ons lewe. Ons lewe juis om hier uit te lewe en by hom in te lewe. Daarom sê apostel Paulus, my lewe is Jafashua, maar my sterwe is 'n wins. Hoekom? As ek in Jafashua kan sterwe, is my sterwe 'n wins. Dis wat ons moet seker maak vandag. Ons is op die plek dat as die paradysengele by ons kom stil staan, dat ons uit hierdie lewe kan uitlewe en in die paradys inlewe. Halleluja. Daar moet daai verwagting wees dat ek kan vandag sterf. Ek en Pastorika praat nogal nou en dan gereeld oor dit. Ons sê ons is in daai tydperk van die laaste ou mense generasie. Daar's nie verskriklik baie wat ouer as ons is nie, maar ons is die generasie wat moet volgende sterwe, volgens die ouderdom. En so sien ons baie mense jonger as ons sterf. Filmsterre en bekende mense, en hoekom lewe ek en u? Hoekom lewe ons vandag nog? Weet jy wat? Ons werk is nog nie klaar nie.
Halleluja. Wat van u? Jou werk is nog nie klaar nie. Jaffa wil jou ook nog steeds gebruik. Hoe weet ek nie, maar in sy koninkryk. En dis waarvoor ons lewe. Ons lewe om hierdie koninkryk in 'n wêreld van sonde en ongeregtigheid te verkondig. Nou kom ons wees vandag die beste Jafiste wat ons moontlik kan wees. In die verwagting dat ek kan vandag uitlewe uit die lewe uit. Maar in die tussentyd, terwyl ons lewe, kom ons doen wat ons hand vind om te doen. Tot môreoggend as Vader wil. Maranatha. Jaffa kom weer. Halleluja.